Vriende, ons lees uit 2 stukkies vanoggend. Die meerderheid daarvan is weer in die bergrede. Matteus 6 vanaf vers 19 tot 25. Jy is meer as welkom om saam te blaai. En die tweede gedeelte is in Lukas 16. Dis net so 2 vinnige versies wat aansluit ook daarbey, wat ook uit die bergrede uitkom, uit Lukas se weergawe. Matteus 6 vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig word, maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan 2 baase dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Dan net daai kort gedeelte uit Lukas 16 uit, vanaf vers 14. Die fariseërs wat geldgierig was, het na al hierdie dinge geluister en smallend oor hom gepraat. Hy sê toe vir hulle, dit is julle wat julle self voor die mense regverdig voordoen, maar God ken julle harte. Want dit wat deur mense hoog aangeskryf word, is 'n gruwel voor God. En ons lees tot sover. Nou toe vriende, die Kersversierings is opgepak, hopelik. Die skooljaar het begin. Jy sit dalk weer agter jou lesenaar of by jou werk en dit voel vir jou miskien dalk nog asof jou brein en liggaam moet inskop en weer in die lewensritme van die jaar moet kom. Nou, ek ry na Frederik se skooltjie toe vanoggend en ek luister na 'n glimlag, met 'n glimlag na die mense wat op die radio gesels, die omroepers. En die omroepers is besig om 'n gesprek te hê oor wat kinders deesdae aan hulle kosblikke kry. En natuurlik weet julle mos nou hoe dit werk. Mense stuur stemboodskappe in en allerlei dinge. En daar's natuurlik 'n reuse verskeidenheid. Dit wissel van die eenvoud tot na die belaglik. Party kinders word groot soos wat ek groot geword het, soos wat julle net nou gehoor het, met 'n peanut butter en kojawel konfyt toebroodjie. Dalk nog 'n appel of 'n pakkie knickknacks by. Terwyl ander kinders se kosblikke meer lyk soos iets wat tuis behoort te wees in 'n fancy restaurant. En party van daai kosblikke wat die mense ook deel, klink nie vir my baie gebalanseerd nie. Ek meen, jy kan nie 3 kwart chocolates en snacks hê en dan soos net 'n klein stukkie ietsie wat goed is nie. Dit werk ook nie so lekker nie. So terwyl ons nou ry in die kar en ons luister aandagtig na die verskeidenheid van al hierdie opsies, kom daar stemboodskappe van die ouers deur wat nou nie net deel wat hulle in die kosblikke sit nie, maar ook party van hulle wat bieg. Hulle sê, luister, aan die begin van die jaar maak ons baie meer moeite met die kosblikke. Ons sit klomp lekker goedetjies daarin, maar sodra die dinge weer aan die jaag raak en besig word, dan word daar maar nou minder moeite gedoen en dan moet die eenvoudige, vinnige happies maar liewer in die kosblik gesit word. So ons begin die jaar goed, maar soos die jaar aangaan, dan hou dit nou nie lekker nie. En nou, ander mense sê nou weer, hulle weet nie eers hoekom hulle die moeite doen nie, want die helfte van die fancy goed word teruggestuur. Die kinders eet nie noodwendig eers al die kos nie, want daar's regtig kinders wat nie hulle ouers se kos eet nie en Uber Eats of Mr. D na die skool toe. Daar stemboodskappe van mense wat stuur dat oor pouse dan stop al daai Uber Eats en Mr. D motorfietsies en karretjies kom daar en die kinders kry hierdie heininge, hulle Starbucks en hulle Kuwais en toe dink ek by myself, goeie aarde, wat is aan die gang? Daar was 'n wye verskeidenheid.
Maar iets rondom hierdie kosblikke en hierdie hele bedryf het by my vasgesit. Meeste van ons is in die nuwe jaar opgewonde oor wat voorlê, ons is reg, ons is gereed. En ek verbeel myself amper dat elkeen van ons 'n tipe van 'n spreekwoordelike kosblikkie het, wat ons vir die jaar moet pak. Iets wat ons onsself mee gereed moet maak vir die jaar wat kom. Nou die belangrikste van 'n kosblik is natuurlik dat dit alles moet hê wat jou gesond hou, wat jou voed, wat jy nodig het om hierdie jaar te kom. Maar net soos wat ouers soms in die versoeking kom om hulle kinders se kosblikke vol te maak met allerlei lekkernye, is ons kosblikke wat ons pak aan die begin van die jaar vir onsself ook soms vol van allerlei ander dinge. Ons beoog dalk om ons kosblik vol te pak met goeie geloofsgewoontes. Miskien beoog ons om dit vol te pak met kwaliteit tyd met ons familie, of om meer tyd te maak vir dinge wat vir ons regtig belangrik is, vir goed wat vir ons vreugde gee. Maar voordat ons onsself weer kan kry, is daai kosblikke vol ander dinge. Ander dinge wat dalk vir ons in die kort termyn belangriker lyk, maar oor die lang termyn eintlik glad nie bydra tot ons lewens nie. Wat wegvat van al die goeie gesonde dinge. En ons is dalk op die einde van die dag so gefokus op werk en geld en ander dinge dat ons gans en al te veel spyt spandeer op dinge wat nie toevoeg tot ons lewe nie. En as ons moet eerlik wees, gans en al te veel tyd spandeer agter 'n skerm. Of dit nou die selfoon is of die rekenaar of die TV. Ons almal is soms 'n bietjie skuldig daaraan. Nou die nuwe jaar bied vir ons 'n wonderlike geleentheid om vars te begin, maar daar is ook 'n gevaar dat ons vars begin en dat ons vinnig weer terugval in ons slegte en ou gewoontes. So daarom weet julle, is ons dankbaar en bevoorreg genoeg dat ons wonderlike geleenthede het in hierdie gemeente om die jaar op 'n ander manier te begin. Ons is bevoorreg om reeds 7 dae van vaste gehad het in die gemeente, waar elkeen van ons ietsie kon opgee wat vir ons belangrik was, waar ons 'n bietjie nader aan ons verhouding met die Here kon beweeg, en waar ons onsself kon instel vir die jare. Fokus op daai belangrike goed in ons kosblik, voor al die ander dinge inkom. Ek wil sommer hoor, is daar van julle wat toe gevas het? Het van julle dit reg gekry? Reg so, net so? Ek het mos vir julle gesê, ek kon toe nou nie hierdie dag vas nie, maar ek het vir my koffie opgegee, en alle lekker goeders, enigiets wat soet is, wat lekker is, het ek opgegee. Ek het gesukkel met die koffie. Ek was so Susan is ook so lief vir haar koffie. Sy het laas jaar ook die koffie opgegee, maar julle, daai eerste dag sê ek vir Melissa, weet jy, dis een ding om vir die gemeente te sê, jy gaan jou koffie opgee, dis 'n ander ding wanneer jy uit gewoonte uit na die ketel toe wil loop en die ketel wil aansit. Maar die wonderlike geleentheid is, wanneer ons sulke goeders doen, dan kry ons die geleentheid om dit aan die Here op te dra. Dit gee ons 'n oomblik van teenwoordigheid, wat ons self weer herfokus op die Here. En so daarom is ons bevoorreg om weer 'n baie praktiese geloofsgewoonte te kan inoefen hierdie week wat kom. Ons het 'n week van voorbidding. Ons het 'n week wanneer die dinge weer aan die gang kom wat ons onsself moet forceer om te kom stil staan. Dit sê, ondanks die besige dinge en al die goeders wat weer in die gang is, die werk wat opgebou het oor die vakansietyd, gaan ons, ek en jy, die geleentheid neem om stil te staan en te bid. Hierdie is vir ons 'n tweede geleentheid. So as jy uitgemis het op die vastery en jy was nie deel van daai reis nie, jy's welkom om in te skakel by ons week van gebed. Hierdie is 'n uitnodiging vir ons om aan die Here se voete te gaan stil staan voor die dinge weer aan die gang kom. Nou ek voel daar's 'n paar belangrike waarhede in vanoggend se teksgedeelte wat ook aansluit by ons voorbiddingsweek en ons gereed maak vir ons tools gee in ons toolbox om die jaar weer opnuut te begin. Nou vanoggend se teksgedeelte wat ons lees kom uit Jesus se bekendste lering, die bergrede. Hy staan op 'n hoogte en hy's besig om 'n groot groep van sy volgelinge toe te spreek. En hy's besig om met hulle te deel die kernwaarhede van wie hy is, wat hy glo en wat hy gekom het om te doen. Die bergrede is een van die grootste geskenke wat ons as Christene van Jesus afkry. Dit is ryk van wysheid, praktiese raad oor hoe om 'n goeie lewe te leef. En dit is juist wat Jesus hier wil doen. Hy wil nie net vir ons praktiese raad gee oor hoe om 'n goeie Christen te wees nie.
Die woorde in die bergrede gee Jesus vir ons om ons te wys, hoe lyk dit om 'n goeie lewe te hê. Nie net te lewe nie, maar te floreer, gelukkig te wees. Gelukkig in ons geloof, ons verhouding met ander mense, met God en met die wêreld rondom ons. En is dit nie maar wat almal van ons wil hê nie? Om 'n goeie lewe te hê nie. Te hê wat goed is vir ons familie en vir ons gesin en vir ons nie. Nou die mense aan wie Jesus praat in hierdie teksgedeelte, in persoon daar by die bergrede, is mense wat in moeilike omstandighede leef. Dit is eenvoudige mense wat baie keer net sukkel om te oorleef. Mense wat afhanklik is van die Here se genade om van dag tot dag te lewe. En die woorde wat Jesus preek aan hulle om nie te bekommer oor môre of om te worry oor kos of klere of hierdie dinge te doen nie, maak die lig van waartoe hulle gaan nie. Wat die Here eintlik hier wil doen is om wel vir hulle alternatief te gee. Hy probeer hulle aanmoedig om te fokus en te werk na die dinge wat binne hulle beheer is. Dis nie binne hierdie mense se beheer watter tariewe die keiser besig is om op hulle visvangbedryf te belas nie. Dit is nie binne hierdie mense se beheer dat hulle beheer word deur 'n Romeinse ryk wat met die dreigement van geweld en oorlog die hele tyd oor hulle koppe hang nie. Maar Jesus wil hê hulle moet fokus op die dinge wat binne hulle beheer is. Die dinge wat hulle kan doen om te lewe soos goeie, getroue Christene, mense met 'n goeie lewe. Ek dink aan die begin van die jaar is hierdie woorde vir ons baie kosbaar. Want dit voel baie keer vir ons asof ons in verskillende rigtings geskeer word, asof daar verwagtinge van ons is van alle kante. En ons sit hier vanoggend want geloof is vir ons belangrik. Ons voel dis vir ons belangrik om hier te wees. Maar die uitdaging soms is dat te midde van al hierdie ander dinge wat aan die gang is, sukkel ons soms om werklik te lewe soos mense wie se identiteit in God gewortel is. Ons word konstant versoek om aandag aan ander dinge te bestee. En baie keer word ons versoek deur materialistiese dinge. Na doelwitte wat ons bo ons gesondheid en ons familie stel. Die Here wil hê ons moet 'n goeie lewe hê, maar die Here wil ook hê ons moet ons vreugde in hom kry. En nie in ander dinge nie. Daarom wil ek 2 waarhede uitlig uit volgens die teksgedeelte. Met spesifieke fokus op die voorbedingsweek wat kom. Die eerste dinge wat Jesus hierso sê, die eerste ding wat ek wil uitlig oor wat Jesus hierso sê, is dat Jesus se woorde is amper soos 'n spieël wat opgehou word teen ons. En ons lees dit in die reaksie van die Fariseërs. Hierdie woorde wat ons dalk lees oor om nie 2 baase te dien, nie te kommer oor môre nie te worry oor mammon of ons wat op ons wag nie, dis dalk konfronterend vir ons ook vandag. Elkeen van ons het die behoefte om die beste te doen, te groei, uit te brei en 'n goeie lewe te hê. Jesus se woorde is nie kritiek op hierdie behoefte van ons nie. Maar wat hy wel wil hê is dat ons 'n spieël moet ophou teenoor onsself en vra, hoe lyk my skat? Waar lê my hart? Wat is die goed wat ek nastreef? Wat is die dinge wat vir my belangrik is? Dit is 'n vraag rondom ons identiteit. Dit is nie te sê ons is die kind van die Here nie, maar dit te weerspieël in ons lewens. Nou wanneer dit kom by gebed, is die eerste stap dikwels om my vooronderstellings eenkant te sit, my eie behoeftes, en te luister na wat God vir my probeer sê. Die idee is nie om met 'n stortvloed versoeke na die Here toe te kom met 'n shoppinglys van goeder wat jy vir die Here wil sê nie, maar om eerder onsself oop te maak vir die Here se leiding in ons lewens. Om ons dinge eenkant te sit en te luister en te hoor. Sodat die Here saam met ons kan werk en dat ons kan bou aan die Here se plan vir ons lewens. Ons lees in vers 22, die oog is die lamp van die liggaam.
as jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam suiwer wees. En as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. En as die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis dan nou nie? Hierdie week gee vir ons 'n geleentheid om onsself te fokus op die Here. Onsself in te span op die jaar wat kom, sodat ons gereed is vir die uitdagings wat wag. Die tweede waarheid wat ek graag wil aanhaal, kom hier uit vers 24 en 25 uit. Niemand kan twee baase dien nie. Hy sal die een of haat of die ander een lief hê en hy sal dan die een loyaal wees en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Maar dan vers 25, direk daarna. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink of wat julle liggaam of oor julle liggaam of wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en liggaam as klere nie? Het is interessant dat die Here kies om dit so te verwoord. Maar wat vir my nog meer interessant is ook die woorde wat Jesus gebruik. Wanneer Jesus hierso sê, daarom sê ek vir julle, moenie bekommer nie, gebruik hy 'n Griekse woord, merimnao. My Grieks is geroes. Merimnao. Merimnao is die woord wat daar gebruik word vir bekommer. En merimnao kan vertaal word met in stukke geskeur word of om verdeeld te wees. Dit is wat bekommer beteken in Grieks, om verdeeld te wees of om in stukke geskeur te word. Is dit nie interessant nie? Jesus het nou net gepraat oor jy kan nie twee baase te gelykertyd dien nie. Jy kan nie in twee rigtings getrek word nie. Jy kan nie in twee rigtings ingeskeur word nie. En hier gebruik hy die einste Griekse woord wat daarmee saamgaan, om te sê dat wanneer ons self bekommer, wanneer ons angstig word, wanneer ons in verskillende rigtings geskeur word, is dit soos om in stukkies geskeur te word. Dit is soos om verdeeld te wees. Baie kere in ons lewens is ons met een ding besig, maar ons dink aan 'n ander keer, aan 'n ander ding. Baie keer voel ons skuldig dat ons eerder by hierdie ding besig is en nie 'n ander ding nie, dat ons hierdie keuse gemaak is. Veral die tyd van die jaar, voel dit omtrent of ons in verskillende rigtings geskeur word. En ons probeer inhaal vir verlore tyd. Daar's baie dinge aan die gang. Dis oestyd, baie van die plase. Dit voel vir ons of daar baie balle is om in die lug te hou. Dit voel vir ons of ons in verskillende rigtings geskeur word. Maar Jesus wil vir ons kom sê, wees stil my kind, ek is die Heer. Wees teenwoordig waar jy is. Want as jy gaan bekommer oor wat môre kom, oor die 10.000 dinge wat jy doen, en jy is net 'n angstige, een lang stuk senuwee wat verdraai is, dan gaan jy die boodskap van die evangelie mis. Moenie toelaat dat jy in stukke geskeur word nie. Moenie toelaat dat jy verdeeld is nie. Fokus op die eenvoud van ons Here Jesus Christus se genade. Fokus op die dinge wat binne jou beheer is, en die res laat oor aan my. Ek sal vir jou sorg. Of jy vanoggend hier sit as 'n jong gesin, of jy hier sit alleen as 'n individu, of jy iemand is wat dalk afgetree is, elkeen van ons se dagboeke en lewens lyk heeltemal anders aan die begin van hierdie jaar. Maar die waarheid bly egter dit. Christus het vir ons gesterf aan die kruis. En ongeag die uitdaging wat ons in die gesig moet staar, die Here is met ons is nie alleen nie. Moenie toelaat dat jy in verskillende rigtings geskeur word nie. Al is dit deur hierdie wêreld, of jou werk, of wat ook al. Die Here wil ons aanmoedig om dit aan hom oor te gee. Vriende, ek weet ons almal gaan nie by die voorbereidingsweek kan wees
hierdie week nie, juis omdat die lewe soms besig is. So ek wil hê ons moet volgend se boodskap afsluit deur saam te bid. Ons is lekker klomp vanoggend. En waarvan ons sit by vriende of familie. En so ek wil jou uitnooi om na iemand toe te draai, in 'n groepie bymekaar te kom en te bid vanoggend. En die riglyn wat ek vir vanoggend se gebed wil gee is die volgende. Vir ons is dit soms moeilik om te bid. Ons weet nie wat om te bid nie, veral as ons in 'n groep of met vriende moet bid. So ek wil dit vir jou makliker maak vanoggend. Hier's 3 sinnetjies wat jou kan help. Here, dankie vir. Waarvoor is jy dankbaar vanoggend? En as jy daar in die groep is en jy is nie 'n groot bidder nie, een woord, een sin is ook oukei. Jy kan een woord doen. Ek weet jy kan. Dankie vir. Waarvoor is ons dankbaar? Kom ons begin ons gebed deur danksegging. Maar dan hier aan die begin van die jaar hou ons daai spieël op teenoor onsself en ons sê Here, ons is jammer dat. Soms is dit 'n bietjie te persoonlik as ons sê Here, ek is jammer dat. So kom ons bid as 'n kollektief. Here, ons is jammer dat. En jou laaste sinnetjie, Here, help ons om. So deur hierdie te doen, sit ons onsself in daai 3 ritmes in 'n manier dat ons na onsself kyk en dat ons 'n bietjie dink oor ons wêreld en ons verantwoordelikheid teenoor dit. Maar dat ons ten diepste afhanklik is van die Here se genade en dat ons vir die Here dankie sê. So ek gaan so 5 minute gee, ek sal luister as dit begin saggies raak. Neem die geleentheid, kry vir jou 'n groepie mense en kom ons bid saam. Here, ons wil 'n biddende gemeente wees. Ons wil een wees wat geanker is in u woord en in afhanklikheid lewe. Ons wil 'n gemeente wees wat nie net sê ons glo nie, maar dit wys. Help ons, Heer, om vas te staan in u woord, maar ook dat hierdie geloofsgewoonte van gebed verder sal wortel skiet in ons lewens. Ons bid vir u seën, Heer. Ons bid vir u seën oor die jaar wat kom, ons bid vir u seën oor hierdie week, vir die opwindende reis wat voor ons wag. Heer, ons gaan vorentoe in geloof met die wete dat u daar staan en wag vir ons en ons vorentoe roep in die nuwe jaar. Ons is nie alleen nie, u is reeds daar en wag vir ons. Nooi ons, moedig ons aan. Deur die Heilige Gees wat binne elkeen van ons lewe, maak u ons sterk vir u roeping. U gee ons die waagmoed om dinge te doen wat soms moeilik is. U gee ons die inspirasie om te lewe soos kinders van God. U gee ons die vrymoedigheid om dit ook te deel met ander. Hierdie skat hou ons nie vir onsself nie, maar is een wat ons vrylik deel. Ons bid al hierdie dinge, Heer, op ons knieë in diepe afhanklikheid van ons Heer en Verlosser. Amen.